Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Visie is die vermoë om 'n dag te sien waarin jy nog nie geloop het nie. Dit is om 'n oomblik van die toekoms te sien wat God vir jou voorberei het en om dan te glo dat dit net so sal gebeur. Nou jy kan 'n visie van God af ontvang en dit nooit sien gebeur nie, as jy dit nie self ook in geloof sien nie. Jy moet jou toekoms visualiseer. Sien in geloof jouself waar jy genees en heel is. Sien in geloof waar jy vry is van verslawing. Sien in geloof hoe jou huwelik floreer. Sien in geloof hoe jou kinders in God se weë wandel. Sien dit in geloof en nie in wat jou natuurlike oë vir jou wys nie. Daar sal altyd struikelblokke in hierdie lewe wees, maar moet nooit toelaat dat jou huidige omstandighede jou uit God gegewe drome praat nie. Jy sal nie altyd perfekte toestande hê nie. En jy mag dalk nie al die bronne hê om by jou God gegewe drome uit te kom nie. Maar dit was nog nooit 'n probleem vir God nie. Onthou jy wat sê Efesiërs 3 vers 20? En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hierdie skrifgedeelte herinner ons daaraan dat God mag het om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. So hoekom beperk ons hom? Hoekom verklein ons God gegewe drome om by ons onsekerhede te pas? Nee, droom groot en vra met vrymoedigheid, want niks is buite God se bereik nie. Hoekom sou God ons met so groot breinkapasiteit ontwerp het, as hy nie bedoel het dat ons hoër moet dink, dieper moet glo en groter moet droom nie? Soms is dit nie ons omstandighede wat ons beperk nie, maar ons kleinsiening van God en ons onderontwikkelde geloof. Here, dankie vir God gegewe drome. U woord sê vir ons dat ons oor niks hoef te bekommer of angstig hoef te wees nie, want u weet presies wat u doen. Gee my die nodige wysheid en genade, sodat ek in 'n posisie kan wees om alles te ontvang wat u vir my instoor het. In Jesus naam bid ek dit. Amen.